Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy en Jesus en die Braambos en dankie dat ek en jy sommer so saam kan kuier. Ek sit hier in my karretjiekamer, ek weet nie of ek moet sê karretjiekamer, bidkamer, woordbedienkamer nie. Ek sit hier en ek wil sommer met jou kuier. Ja, my skoene is lankal uit. Want die grond waarop ons sit is heilig. Heilige Gees van God dring deur murg en been en praat met mense. Laat hulle nie net hoor nie, maar luister wat die Gees van God vir ons, my ingesluit wil sê. In Jesus naam. Ek het lankal in my lewe besef, ek kan nie jou oortuig nie. Ek kan nie jou oortuig van sonde en ergernis nie. Ek kan nie jou oortuig hoe jy moet leef en wat besluite jy moet neem nie. Ek kan nie preek nie, ek kan met jou praat, maar as ek kon preek, sou ek graag vir jou wou preek. Ek sou vir jou wil aanhaal uit die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God, maar net jy kan toelaat dat die Heilige Gees jou oortuig. En ek wil hê, ek en jy moet vandag so 'n bietjie stop, waarmee ons besig is, en vra, Come Holy Spirit, I need thee. Ek het die Heilige Gees nou nodig om my te verander, my innerlike te verander. As God sou sê, hoe lank gaan dit nog vat, voor ek en jy gaan besef, Jesus is op pad, om te kom skei tussen lewe en dood, om 'n skeiding te kom bring tussen lig en duisternis. Hoe lank gaan dit nog vir ons mense vat? Ons Christenmense vat, ons kerksmense vat, ons herders en ons leiers en ons predikers vat, voor ons gaan besef, dat die woord van God, die Bybel, is die waarheid. Daar's verskriklik baie mense met verskriklik baie teorieë en hulle hou daarvan om die Christenkerk te vloek en die predikers te vloek en die Christene te vloek. En is goed. Dis hulle reg, hulle kan doen wat hulle wil. Maar ons wat vandag sê, weet jy wat, ek is 'n kind van God. Ek wil 'n kind van God wees. Hoe lank nog voor jy gaan besef, ek moet iets doen omtrent myself? Nou lees ek in 1 Petrus 4 vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Ons moet begin bid, maar ons moet ingetoe en nigter wees, maar bo alle dinge moet julle mekaar vurig lief hê. Die woord sê tot jou vyande, jou familie, jou vriende, moet julle mekaar lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te murmureer. My liewe mens, ons leef in 'n baie moeilike tyd. Baie moeiliker as wat baie van ons besef. Ons is nou die aand by 'n vergadering en ons hou gewoonlik vergadering met 'n pak slapchips en 'n brood. En pastoor Sonja vat hierdie brood so en sy druk hom so onder haar arm in en sy sê, ons klaar met 'n wit brood onder die arm. En baie van ons doen. Baie van ons kry baie swaar. Ek is baie lief vir sosiale media, want dan sien jy die nuus. As ek nou die Engelse uitdrukking kan gebruik, uncut. Daar's niks voorop beplan nie. Wat is daai gesegde? Nee, dit is 'n film se naam gewees. Now you see him, now you don't. Hier kan jy amper sê, wanneer jy hom sien, is hy beskikbaar op sosiale media, want elke ou het 'n kamera in sy hand en elke ou neem dit af. En ek kyk hoe die wêreld agteruit gaan, met rasseskrede. Hoe word daar gemoor en verkrag en gesteel, en hoe word daar afgebreek, en dit voel
amper asof niks meer gebou word nie, of niks meer beter word nie. In die ou dae gaan jy na die munisipaliteit toe, om jou water en lig te betaal, jou kar se lisensie uit te betaal, en as jy buite stop, dan staan die ry amper in die straat. Maar dis nie 'n probleem nie, jy gaan staan en agter in die ry, en as jy jou oë uitvee, as dit 10 minute, 15 minute later, dan as jy in jou motor, dan gaan jy huis toe. Vandag kom jy daar, die queue is nie 'n kwart so lank nie, maar as jy moet 7 uur daar in die ry staan, om 8 uur as hulle oopmaak in te gaan, om vanmiddag 4 uur, as hulle wil toemaak, by die deur uit te wees, anders te slaap jy dalk al binne. Pryse is mal. Die kerk is leeg. Die kroe, die hoerhuise, die drinkplekke, die jolplekke loop oor, is vol. Almal snyf iets, die een bubblegum, die een tandepaste, dit gaan sleg. Kinders word verkoop. Hierdie dogtertjie van die Kaap, haar ma verkoop aan 'n toordokter. Dis ondenkbaar, ongoddelik, onmenslik. Ek kan dit nie beter of sterker uitdruk nie. Mense word verkoop, nie net kinders nie. Nie net dogtertjies nie, seentjies, dogtertjies, jeug, mans, vrouens word verkoop. En as hulle jou verkoop vir prostitusie nie, dan verkoop hulle jou vir jou liggaamsdele. Jou niere verkoop hulle aan die ou en jou hart aan daai ou. Daar's 'n groot mark daarvoor. Maar nee, ek is nie negatief nie. Ek het 'n vraag wat God vanmôre vir my vra en vir jou vra. Hy sê, wanneer gaan jy en ek besef wat gaan aan? Wanneer gaan ek en jy besef, weet jy wat? Die einde is hier. As ek die woord van God, die Bybel lees, is my interessant hoe mense die Bybel lees. Die Bybel sê, jy gaan 'n merk op jou hand of op jou voorkop kry. En as jy dit nie het nie, gaan jy nie kan koop of handel dryf nie, jy gaan nie kan uit jou huis gaan nie, jy kan nie vlieg nie, jy kan nie reis nie, jy kan... En nou gebeur dit. Nou sê die mense, nee, die woord het nie gesê dit gaan 'n chip wees, hy het gesê dit gaan op jou voorkop uitgekerf wees, en daar gaan 'n nommer staan, 666. As ek jou na my huis toe sou nooi, en sê, hier's 'n kamer in my huis, en daar staan 'n groot wit ding. Hy brom soos 'n leeu. Hy hardloop teen die spoed van lig. Maar hy het nie voete en hy het sulke ronde goed wat so rol. En hy dreun verskriklik. En jy sit binne en jy reën nie nat nie. Raai, wat is dit? Dan gaan almal vir my sê, nee man, dis nie 'n monster wat brul soos 'n leeu nie. Dis jou kar. Wat die waarheid is. Dis my kar. Maar as jy 2000 jaar terug hom beskryf het, so jy gesê het, is 'n monster wat brul en hardloop in die veld met sulke ronde goed. Maar hulle het nooit 'n kar gesien. Daar's 'n gedeelte in die woord van God wat hulle sê, die skrif is teen die muur. Jy's geweeg en gelig te vind. En 90% van die Christene vandag, predikante ingesluit, ouderlinge ingesluit, musikante en bidders ingesluit, glo ons is op pad hemel toe, maar ons vergeet die fyn skrif. Jy moet mekaar lief hê en jy moet vir mekaar bid en jy moet gasvry wees. Ons doen dit nie meer nie. Ons stel nie meer daaraan belang nie. Die mense stel nie belang in die kerk nie. Al wat ek daagliks op sosiale media kry is kritiek. Van mense wat nie 'n benul het waarvan hulle praat nie. En
Ek wil by jou pleit vandag. Ek wil regtig by jou pleit vandag. Daar's 'n liedjie wat Tanya Strauss sing. Dan sing iemand anders hom ook. Ek ken nou maar haar weergawe. Waarom maak ons mekaar so seer? Hoekom glo ons nie meer die woord nie? Hoekom is ons nie meer bekommerd omdat daar nie godsdiens in die skole is nie? Hoekom is ons nie bekommerd oor ons politiek en ons leiers ek sê dit seker in elke diens, 'n liedjie wat ons sing al by Jesus is lig, is Father, I place into your hands the things I cannot do, the things that I've been through. Here, ons kan dit nie vir 'n verskil maak nie. Ek en jy kan nie 'n verskil maak nie, maar ek en jy kan tot bekering kom. Ek en jy kan kinders van God wees. Ek en jy kan bietjie die fyn skrif in die woord van God lees. Ek het eendag die woord gebring van die woord tussen die lyne. Waar God sê, wanneer gaan julle besef, Jesus is op pad. En as die bassein geblaas het, is dit te laat. Jy is nog geweeg en te lig gevind. Jy's nog besig met goed wat jy nie moet besig wees nie. Ons is so bekommerd. Jy luister na mense wat met God praat. In die eerste plek besef hulle nie wie God is nie. God is so heilig. Hy's nie die ou toppie daarbo nie. Hy's nie jou pappa nie. Hy's nie jou boetie nie. Hy's nie jou pel nie. Hy's ewige Vader, vredevors, sterke krag. Hy's God. En dan besef ons nie dat daar's 'n dag wanneer 'n lyn getrek gaan word en daar gaan nie 'n minuut na daai lyn wees nie. Die genade onbeskryflik groot, gaan opwees. Jy gaan daai dag of reg wees of verkeerd wees. My liewe mens, wanneer gaan ek en jy besef, die tyd is min? Die woord sê, daar's oorloë en gerugte van oorloë. Daar's hongersnood, daar's oorstromings. Gisterand het 'n ding gekyk van die weer in Amerika. Hulle praat van 700 tornado's 'n jaar. En dis dit nie 'n Mickey Mouse nie. 'n Tornado wat deur 'n dorp gaan en aan sy ander kant uitkom, lê daar net lyke en karre is opgevrommel en huise is plat, hulle bestaan nie, daar waar die huis gestaan het, so groot kol, stikkende meubels en stikkende goeders. En die Here gebruik mense om die woord te bedien. En helfte, of dalk meer as die helfte, is vasgevang in voorspoedprediking, prosperity preaching. As jy vir my, ek lees nou die dag, 'n kerke waar, as jy in die voorste ry wil sit, dan moet jy R500 betaal. Maar as jy op 'n stoel wil sit wat die predikant gesalf het, moet jy R800 betaal. En as jy op 'n stoel sit, en hy moet jou kom bid, daar waar jy op daai stoel sit, moet jy R1000 betaal. En as jy R1000 betaal het, is al jou sondes vergewe, en hy beloof jou, jy gaan verskriklik ryk wees, jy gaan baie geld hê. Wie wat sê erg? Nie laat hy dit doen nie, want hy's 'n skelm, hy lieg. Laat mense dit glo, en agter hom sulke mense aanhardloop, en R1000 betaal. Ek het nou so 'n paar keer al te doen gehad met verskriklike goeie dames en in die gemeente, en dan sterf die oom en hulle kry 'n paar rand, en die wonderlikste mense, en na rukkie, dan kom hulle aan, dan sê pastoor, ons het nie kos nie, hoekom nie, wat het gebeur? Jy het so baie geërf, jy het so baie gehad. O nee, ek het hierdie wonderlike man op sosiale media genooi, en hy het my die son in die maan en die sterre beloof, en hy gaan my
Mars toe vat en terug. Ek moet net 10.000 inbetaal, dan kom hy vir my kuier. En toe word die 10, 20 en dit word 100 en dit word 200 en dit word 300 en toe naderhand moet ek my huis verkoop. Eers alles in my huis en my kar, want hierdie man is uit die hemel uit en toe ek niks het nie. Nie 1 sent nie en ek sit op straat. Toe vind ek uit, dis 'n man in Nigerië, 5 mans wat om 'n tafel sit en vir my foto's stuur en die een praat in watter taal ek verkies, vlot. Wanneer gaan ek en jy besef die skrif is teen die muur en God sê, hoe lank gaan jy nog wag voor jy gaan sê, miskien moet ek verander. Ek wil gewoonlik hê die kerk moet verander, die predikant moet verander. Baie mense wil graag hê die woord moet verander. Mense het nou hulle eie Bybels. Hulle lees hulle eie Bybels. Hulle lees nie meer die een wat ons in groot geword het nie. Die een lees in een wat sê Jesus kom aarde toe en dan gaan hy sterf. Want hy is nie meer nodig nie. En die ander een sê 'n kind moet vir homself besluit wat sy geslag is hy. En jy kan nie 'n kind se geslag bepaal, lyk my voor hy nie 'n ID-boek het nie, en dan moet jy daarin lees wat 'n geslag is hy, want hy kan self besluit. Dis eintlik absurd. Maar ons is in hierdie stroom. Die woord van God sê ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Mag dit voel of ons Christen volk, en ek praat nou met die volk in Suid-Afrika, almal wat sê hulle is Christen, en ek gee nou nie om wat 'n ras en kleur en wat jy is nie. As jy sê jy is 'n Christen, dan moet jy klaar kry met die anti-Christ. Jy moet klaar kry met die New World Order. Jy moet klaar kry met ander Bybels. Jy moet klaar kry met mense wat sê, as jy my R1,000 'n maand betaal, of R10,000, gaan ek vir jou, gaan jy die einde van die jaar die lotto wen. Jy moet klaar kry, ons moet ernstig raak, ons moet op ons knieë sak en sê, Here, help ons. Here, help ons. Help ons, dat ons nie deur hierdie verdriet hoef te gaan nie. Here, ons is in die eindtyd, maar laat ek dit besef, en dat ek in my huis weer die Here sal dien. Die wêreld en die duiwel het alles wat reg was verkeerd verklaar, en alles wat verkeerd was reg verklaar, en die mense hardloop agter dit aan. Die man in Suid-Afrika het geen reg, geen identiteit nie. Mans kry nie werk nie. Veral wit mans, hulle kry nie werk nie. Hulle moet huisvrou wees. Die vrou werk. Die hele rangorde van God is omgedraai. Is heeltemal verkeerd. En die skool leer kinders van seks en mansorgane en vroue onder organe wat 10 jaar oud is. En niemand sê iets nie, want ek wil nie die party spoil nie. Ek wil nie 'n party spoiler wees nie. En ons niks wat ek aantrend kan doen nie. Dis tyd dat ons begin op sosiale media gaan en sê, dit is nie reg nie. Dit is nie volgens die woord van God nie. Ja, baie gaan jou vloek en sê, jy lieg en die Bybel lieg en die Bybel is 'n ou boek en hy moet weggegooi word, hy bestaan nie meer nie. Hulle gaan. Maar hoe sterk voel jy daaroor? Iemand sê nou die dag van die verkiesing wat so verkeerd uitgedraai het en hoewel baie so vashou aan hulle tradisie dat hulle maar gestem het wat hulle oupas gestem het en nie gevra het wat gaan aan nie, maar as elke Christen in Suid-Afrika vir 'n party gestem het wat nie die woord van God as 'n riglyn gebruik nie, dan was hierdie verkiesing, hierdie land heeltemal in 'n ander stadium vandag. My liewe mens, ons hou
begrafnisse, en ons hou troues, en ons hou dienste, en ons hou spesiale dienste, en ouens hou saamtrekke, manne kampe, en vroue kampe, en gesinskampe, en hulle kry tot 1 miljoen ouens op 'n slag by mekaar. Maar dit hou so lank as wat die diens aanhou. Jy moet daai diens saamvat huis toe, en manne, julle moet weer die plek in jou huis inneem. Vroue, julle moet weer onderdanig wees aan die mans. Mans, julle moet weer onderdanig waardig wees. Ons moet uit mekaar se beddens uitklim. Die man in die buurvrou se bed, en die buurvrou in haar baas se bed, en die baas se vrou in haar baas se bed. Ons moet uit mekaar se beddens uitklim. Ons moet uit mekaar se karakter uitklim. Ons moet uit mekaar uit die wêreld se leuns uitklim. Net kyk, hierdie tyd gaan my nou weer vang. Ek hou nie van 'n horlosie nie. Ek en jy moet weer op 'n punt kom wat ons sê, Here, ek in my huis wil die Here dien. Ek wil in my huis wil die Here dien, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. U woord dit uitspel. Dit het tyd geword, laat bidure weer 300-400 mense op 'n biduur het. Dit het tyd geword dat Sondagoggende se kerke weer te klein word, soos mense instap, nie om na 'n predikant te luister, om na die woord van God te luister. Om te weet waar ons krag vandaan kom. Ek kry 200 WhatsApps 'n dag. 100 sê, bid vir my, bid vir my. Ek gaan vir jou bid, ek wil vir jou bid. Asseblief, ek kry jou Woensdag aand by die bid hier, ek wil vir jou bid. Amper sing ek nou weer, that'll be the day when I die. As jy gedaai het, is dit verby, my liewe mense. Ek en jy moet ernstig raak. Ons moet besef, God vra vanmôre, en daarmee gaan ek afsluit, God vra vanmôre, wanneer gaan jy, wat nou hierna luister, ben jy wat dit sê, wanneer gaan jy en jou vrou en jou kinders en jou gemeente en jou familie en hulle wat na jou luister, besef, die uurglas is leeg. Om tot bekering te kom is nie môre nie, nou, vandag, daar waar jy sit, is tyd om te sê, Here, hier is ek is verkeerd, ek is 'n sondaar, ek is vasgevang in sonde, in wat se sonde dit ook al is, ek is ongehoorsaam aan die woord, Here, ek is nie die werd om die kind genoem te word nie, Here, ek val elke dag terug, want ek dink, genade is so baie, dat ek kan net elke aand sê, sorry, en dan kan ek môre weer voorbegin. Here, asseblief, laat die gees van God vandag, nou, op hierdie oomblik, wanneer hierdie persoon na hierdie woord luister, begin uitbrand. Uitbrand wat nie van God af is nie. Uitbrand elke leuen wat in ons ingewurg word en ons sluk so gemaklik. Here, baie dankie dat ons 'n lewende God aanbid, wat ons nog 'n kans gee, nou, om te sê, ek in my huis sal en wil die Here dien, in Jesus naam. Here, ek glo die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel. Ek glo dit. Ek glo, dis die eindtyd. Ek glo, ons is in die verdrukking, in die begin van die verdrukking. Het gaan nog baie erger word. Maar Here, vandag wil ek opstaan en ek wil 'n stand maak. Vandag wil ek opmaak en sê, genoeg is genoeg. Here, en ek gaan nie probeer die toi daar by die lughawe stop nie. Ek gaan sommer vir hulle bid. Ek gaan nie probeer die politiek verander nie. Nee, ek gaan sommer vir hulle bid. Here, ek gaan nie die potholes toemaak met 'n sakkie sement in 'n krywa nie. Ek gaan vir hulle bid wat dit moet toemaak. Asseblief, Here, laat ons eendragtig begin saam bid. Here, as ek Sondag kerk toe gaan ek iemand saamnooi. Sê, kom net saam, sit net daar. En luister, nie na die predikant nie, na die woord van God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. En asseblief, praat met my. Hierdie is nie 'n eenrigting gesprek nie. Ja, daar's ouens wat sê ek lieg as ek vir julle preek.
Ek preek nie, ek praat net met jou wat in die Bybel staan. Hulle sê die Bybel is vals en die Bybel lieg. Dis goed, los hulle, kom ons bid vir hulle. Woord sê, bid vir jou vyande. Kom ons bid vir hulle. Laat hulle tot insig kan kom, want ek verstaan die Bybel, die hel gaan redelik warm wees. Baie dankie vir elke persoon wat bydra. As jy nie kan bydra nie, moenie sleg voel nie, moenie daaroor worry nie. Wat belangrik is, as jou 100 of 10 wat jy hierdie program borg, belangriker is om te bid vir hierdie program, vir die predikers, vir die uitsendings, vir waar dit kom, dit gaan reg om die wêreld. Bid sonder ophou, asseblief. Baie dankie, baie liefde, Ben en Francis Loubser. Jesus is Liggemeente in Eastvale Springs. Amen.